Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom by Step Up. Ek is Chantel Whites en ons is terug en hier is ons nou. Laasweek het ons Paasfees gehou en ek glo dit was wonderlik. Ek glo dit ons verstaan 'n bietjie beter waaroor Paasfees gaan. Paasfees gaan alles oor behalwe vis. En ek dink ons het oor die jare heeltemal die ding verkeerd gehad en tradisie, dit was tradisie. So en ons eet nog steeds curryvis mense, dit gaan so, maar dit is nie waaroor Paasnaweek gaan nie, en ek dink ons weet 'n bietjie, dit gaan meer, wel dit gaan eintlik oor 'n lam wat geslag is, en dit is eintlik waaroor die hele Paasfees gaan. En as ek nog 'n teaching wil doen oor die feeste van die Here, ek dink dit is baie belangrik vir ons om te verstaan, die feeste van die Here wat ons moet hou, die feeste is hierdie feeste wat ons het, hierdie Heritage Day en Valentine's Day en allemaal hierdie goeders is nie wat God vir ons gegee het om te doen, maar ek gaan later, ek dink ek moet daaroor praat, want ek dink dit is belangrik vir ons om te verstaan. In die woordskool doen ons die feeste in ons tweede jaar, en het is so eye-opening, want min van ons het geweet, en actually niemand van ons het geweet, toe ons opgegroei het, wat het reg beteken. Ek het sê vir ons tweede jaar studente die ander dag, ek sê vir hulle, die enigste boek wat jy nie gelees het, die boek Leviticus, jy wil hom nie lees, want jy verstaan hom nie, en nou verstaan ons hom soveel meer, want daar is ek wil amper sê, die kraks van die matter, lê daar, en het is wow, is mind-blowing, omdat ons het nie geweet nie, maar nou weet ons, die boek van Exodus beteken so baie meer, en ek wil net vandag 'n bietjie praat oor profetiese tydlyn, en ek het daaroor gepraat 'n paar weke terug, en ons was 'n klas, en dit het my verskriklik aangeraak, en net vir my gebring by 'n plek wat ek goeders anders sien van my eie lewe. So ek wil dit graag met jou deel vandag, dat God sê vir Abraham in Genesis 12, hy sê vir hom, mense, kom ek sê vir julle, ek en jy lees die woord, en ek en jy, ons preek die woord, en baie keer kry ons die woord, en ons hoor die woord, en. Maar kom ek sê vir jou, daar is diepte in God se woord, wat ek en jy nog in moet kom. Daar is diepte in God se woord, wat ek en jy miskien nooit, in hierdie tyd miskien ooit sal verstaan nie. En het vat die genade van die Here en die Heilige Gees se wysheid om ons oop te maak en het vir ons te gee, providing, ek is honger vir die wysheid, ek is honger vir die diepte van God se woord, want God se woord word geopenbaar in die wat 'n diep honger het vir hom, en wat wil dieper gaan in hom, en ek sien oor die jare, dat wanneer, hoe meer ek roep na hom, hoe meer ek vir hom verlang, en die diepte in hom verlang, hoe meer reveal hy aan my. So die woord van die Here is nie
As hy dat, hy gee net sy woord net uit en uit vir almal om te verstaan nie. Hy sê in die woord van die Here sê, party van die diepte, the revelation is veiled, is almal gaan dit nie verstaan nie. Dit is so. Want almal gaan nie waardeer wat die Here vir ons gee nie. Partykeer gee die Here vir jou iets en jy waardeer dit nie. Die woord is hier by jou gesig, is hier in jou gesig, maar jy vat dit nie, jy hoor nie, you know what I mean? Jy kry dit nie. En dit is wat, en die Here gaan nie die beste kos vir ons elke keer mors, as ek het so kan sê. So ek en jy moet 'n honger kry vir die woord van die Here. Ek het vir ons 'n ander studente gesien nou dag, toe sê ek vir hulle, weet julle wat, ons almal dink om hemel toe te gaan, is om op die strate van goud te loop. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Daai is die added blessing wat Jesus vir ons gee, omdat ons gevolhard het, maar ons reward is Christus Jesus. Ek kan hemel toe gaan en vir Jesus het die equation haal nie. Ek wil nou net die beste benefits hê daarvan, maar in actual fact het dit niks te doen met Jesus nie. Jesus is die reward. Die rede hoekom ons hemel toe wil gaan, is omdat hy daar is. Maar kom ek sê vir jou, ons het 'n misverstand of 'n misunderstanding van ek wil hemel toe gaan, want ek wil nie meer issues hê nie. Ek wil vryheid hê, ek wil nie meer worries hê nie, ek wil nie meer, ek wil net 'n wonderlike tyd hê, want dan is alles verby. Alles gaan verby wees, want ek het dan gevolhard tot die einde toe. Die Bybel sê wie volhard tot die einde toe sal gered word. Maar die probleem waarmee ons dit kind van die Here, is dat ek wil in daai probleemlose land wees. Ek wil in die nuwe Jerusalem wees en ek wil geen worries hê nie en ek wil nie wonder oor môre nie en ek wil nie wonder oor my huwelik wat gemors is nie. Dis en nou wil ek hemel toe gaan. Dis nie waaroor dit gaan nie, my mens. Hemel gaan oor ek wil by my bruidegom wees. Hemel gaan oor ek wil by die koning wees. Hemel gaan oor ek wil by die een wees wat ek my hele lewe lank gedien het. Dis hoekom ek wil hemel toe gaan. Ek wil hemel toe gaan sodat ek kan by my bruidegom wees en ons moet nie dit verloor nie. En ek dink oor die jare het ons 'n mispersepsie van waaroor die hemel gaan. Ons dink ek gaan nou net, want ek gaan nou net. Nee my mens, dit is baie meer as dit. So ek wil vandag, and this was just my introduction that I want to give to you, dat ons kan verstaan dat hemel gaan nie oor net strate van goud nie. Hemel gaan nie net oor dit wat Jesus sê, ek gaan vir julle 'n plek vir julle voor te berei nie. Dit is nie net waaroor dit gaan nie. Daai is ek wil amper sê die reward, maar die inheritance is my rede vir gaan, is omdat Jesus daar is. Laat ons die ding uit die kop uit verloor, want die bruid, kan ek julle iets sê, en ek sien dit in die bediening by my, ek sien dit elke week 'n bietjie klere, dit lyk soos mense wat voor my weggaan. Kom ek sê vir jou, die boodskap, en ek kan nie nou van ander bedieninge praat, ek kan net een praat waar ek is. Ek kan duidelik sien hoe dat die Here besig is om die bruid gereed te kry. Ek kan duidelik sien hoe die boodskappe van die Here in ons kerk, en hoe die Here die bruid, nie die kerk nie, want onthou nie, die kerk gaan nie hemel toe nie, dis die bruid wat hemel toe gaan, en die bruid is binne in die kerk, wat beteken, ons almal gaan nie hemel toe nie, mense, julle kan dit maar glo, julle kan dit maar vandag glo, want as mense wat binne in die kerk sit, maar wat nie lief is vir die Here nie, das mense wat binne in die kerk sit, maar te hidden agenda, das mense wat binne in die kerk sit, wat geen verhouding het met God nie, jy is net daar, want jy sit 'n vol. Kom ek sê vir jou my dierbare, as jy nie 'n verhouding het met die Here nie, dan gaan ek het dit ook vir ons studente gesê dat dit baat ek pleit die bloed van die Here, maar ek het geen verhouding met die man van die bloed nie. Jy moet 'n verhouding hê met die covenant van God. Wie is die covenant? Jesus is my covenant. Jesus, die woord sê, Apostel Paulus skryf in die boek van Efesiërs en hy sê, mans, wees lief vir julle vroue, soos Christus die kerk lief het. Nou, Christus het gesterwe vir die kerk. Christus het sy lewe opgeoffer vir die kerk. Maar ons as mans dink die vrou moet jou, ek weet nie. Ons dink ons moet lig af en afkom. Nie dat ons moet nou ons weer pryse betaal nie. Maar kom ek jou iets vertel, daar is sekere goed wat gedoen moet word, en tot jy in lyn kom, gaan jy nie die volle blessing kry nie. Einde van die storie. Ek gaan dit weer herhaal. Jy en ek moet in lyn kom met die woord, en totdat ons nie in lyn gekom het nie, gaan die blessing nie release word nie. Want ek kan jou vandag sê, my mens, God gaan nie die skatte in 'n mens se hand sit wat roekeloos is nie. So daarmee kan jy maar vrede maak. So en daarmee moet ek vrede maak. So die Here gaan aan ons dit gee, sy belofte gee, en dit wat hy aan ons toevertrou het, omdat ons se hande dit kan handle. So
Die Here wil ons seën, maar as jy gereed om geseën te word, as jy reg vir die seëning, ek murmureer, jy murmureer, Here, ek wil die Here, ek moet die Here, ek gaan nie, en jy kan net nie, jy kom net nie by die conclusion nie, maar einde van die dag wil die Here jou gereed maak. Ek dink die laaste paar weke het ek meer toetse gevuil wat ek het geslaag het, en dank God vir sy genade, want otherwise sal ek het nie gemaak het nie. So, want die toets nou is op 'n level, wat ek moet anders hoor, ek moet anders sien, my mindset moet verander word. Jy kan nie dink, jy en ek, moet nie dink waar God ons inbring, jy kan met dieselfde, ek wil amper ons in my eie woorde, met jouselfde gedagte kom hier, wat jy daar gehad het nie. Het gaan nie werk nie, my mens. Jy moet 'n vernuwe, your mind must be renewed constantly, because God takes us into the new constantly. So what I received here, it's not going to be the same here. What I received here will be in a higher level than what I received here, because we grow from one level of glory into the next. Nou wil jy kom profiteer in 'n nuwe dimensie met 'n ou gedagte. Nee, jy moet kom in die nuwe in. Ons moet kom, en dis die ding waarmee ons sukkel. Dis die ding waarmee ek gesukkel het die laaste paar weke, want ek het nog nie adjust nie, ek het nog nie my plek gekry nie, ek het nog nie voete gevind nie, het voel vir my, ek het nog net gesweef, ek moet nou eers in my kop kry, en weet jy wat, ek sê dit altyd vir die kerk, jy weet nie eens om te bid wanneer jy binne kan kom nie, want het is 'n heeltemal 'n nuwe arena, is heeltemal 'n nuwe dimensie, so jy moet 'n minute vat, om net by jou kop by mekaar te kry, let alone om te bid, let alone om te verstaan, so moet jy veel wakker hou, en veel warm hou, en dink jy kan dit nie doen nie. Nee, nie een van ons kan dit doen nie. Ons moet deur 'n proses gaan. Dit is 'n purifying proses waarin ons onsself bevind. And that is important. En met dit gesê, wil ek praat oor die profetiese tydlyn van God in ons lewe. As jy kyk, ons praat nou van Passover van laas naweek. Ons praat van die God stuur vir Moses om die volk van Israel te uitlei uit Egipte uit. My mens, net daar. Is nie net, God het iemand eendag wakker gemaak, of iemand se siel gered, Moses op die berg van Sinai, en gesê, hoei, Boeta, daar's mense wat roep daar agter in Egipte, roep al my mense nie. Nee, dit was nie so 'n storie nie. Daai was die eindgedeelte, nie einde nie, die eindgedeelte. Dit was 'n tydperiode wat God in beweging ingekom het, want God het 'n belofte aan Abraham gegee. Listen to me. Abraham het nie eens vir Moses geken nie. Moses het nie eens vir Abraham geken nie. Maar Moses was die een wat gekies was, omdat dit wat God vir Abraham gesê het in Genesis 12, 15, gaan jou mense gaan in exile kom. Daai ding, Moses kom in Exodus 1. Kyk waar hy Genesis 13. 15. Dit is jare uit mekaar uit. Dit is blou jare uit mekaar uit. Nou dink ek en jy, dit wat ek nou beleef, is 'n nou ding. Nee my dierbare, hierdie wat ons nou beleef, is antwoorde van gebed, en die antwoorde lyk nie so nie, want het lyk it's dysfunctional, het lyk uit proportion uit, het lyk heeltemal, nee Here, wat gaan hier aan? Dis wat ons vir onsself vra. Maar in actually fact, is die Here besig om 'n profetiese tydlyn in lyn te bring met hom. Jy en ek staan weg van die profetiese woord af, en die Here is besig om alignment te bring, in lyn te bring, vir waantoe hy so op pad is. Toe God vir Abraham roep in Genesis chapter 12, toe sê hy van, kom uit jou vader se land, kom uit jou mense, kom van jou familie af, na 'n land toe wat ek jou gaan wys. Nêrens het die Bybel gesê in Genesis 12, God het vir hom gesê, Boeta, jy gaan van my vorentoe beweeg, na Moab of Moriah of wat, daar was nooit so 'n storie nie. Toe God vir Abraham roep, toe was daar nie 'n plek wat God hom gewys het nie. Wat God hom wel gesê het is, kom uit, na 'n land toe wat ek jou gaan wys. Die key was, jy moes uitgekom het. Die key was, ek moet 'n geloofstap gevat het. Die key was, ek moet gebeweeg het. Die key was, ek moet 'n oppak gehad het. Die key was, ek het geloof in aksie gesit. En ek dink dit is waar ons as kinders van die Here heeltemal die bal mis. Want weet jy wat, ek en jy wil hê die Here moet vir ons alles openbaar op ons knieë. Jy maak jou lyk laat. Hy gaan dit nie doen nie. Jy en ek moet 'n stap in geloof invat. Ek en jy moet beweeg. Jy weet nie eens waantoe jy beweeg nie, maar jy beweeg. Partykeer gaan die Here 'n ding in jou gees inprompt en vir jou sê, jy moet bedank by jou werk. En al wat jy dink is, maar hoe kan ek bedank? Ek het dan nog iets 'n ander werkie. En die Here wil hê, jy moet 'n stap in geloof invat wat jou hele generasie se lewens gaan verander. Die Here wil hê, jy moet 'n stap in geloof invat wat 'n bloedlyn seëning oopmaak, en jy verstaan dit nie nou nie. Jy verstaan, as 'n matter of fact, ons verstaan nooit, ons kan nog so wonderlik hou, en so in die gees hou wat ons wil, but you know what, we don't actually understand, we just don't really understand, en die Here wil hê,
Ons moet by 'n plek kom waar jy volhard vir hom vertrou, waar jy letterlik oorgee aan hom, letterlik sê, Here, ek vertrou U vir dit wat ek nie verstaan nie, en beweeg, en die key is beweeg, koop die huis, beweeg in, en laat die Here dan die Here wees. As die Here die ding in jou gees geprompt het, as jy sterk voel, jy, mense, hierdie ding, ek slaap nie, ek is 4 uur in die môre, drink ek 'n koppie swart koffie, 4 uur in die môre staan ek by die venster uit, 4 uur in die môre maak ek sommer die kombuis skoon, daai ding wat het my wakker gemaak, daai is die prompting van die Heilige Gees. So weet jy wat, jy het nie keuse nie, jy moet beweeg in hy dinge, of het vir jou sin maak, en of het nie vir jou sin maak nie. As a matter of fact, het gaan nie vir jou sin maak nie. Niks wat God vir Abraham gesê het in die moment, het vir hom sin gemaak nie. Wat God vir hom gesê het, moet daar beweeg. Gaan na die land toe wat ek jou gaan wys, en daar gaan ek jou seën, en daar gaan ek jou naam groot maak, and there I will make your name, and I will make your name great. And whoever, and listen, kyk jy my mens, toe die Abraham se generational, kyk jy dierbaar is, toe Abraham beweeg, ek weet mense, hier's mense op kruis, kyk hierdie dag, wat hierdie boodskap nodig het, ek voel dit in my gees. Kom ek sê vir jou my dierbare, toe Abraham in geloof en uitstap, en Abraham doen wat God sê, toe Abraham nie net in 'n seëning gekom vir hom en Sarah en waar hulle was nie. Abraham het deure oopgesluit agter hom, vir sy kinders, sy kinders, sy agterkleinkinders, tot op met jou en my. Ons stam met Abraham, en het almal uit 12 stamme, ons almal kom maar uit, het is so net soos het is, ons almal stam maar uit. Kom ek sê vir jou, dit was groter, daai stap in geloof, is nie ek stap en ek gaan koop die huis nie, my dierbare. Weet jy dat as jy die huis koop, maak jy huise oop vir jou hele generasie. Besef jy dat jy maak eintlik title deeds los in die realm van die gees. Besef jy dat jou kinders sal nooit swerwe nie. Besef jy dat jou kinders en jou agterkleinkinders sal nooit in iemand anders se yard bly in 'n Wendy nie. Besef jy dat die sleutels wat jy in jou hand het is 'n destiny bos sleutels. Is 'n sleutelbos wat jy deure oopmaak wat jou brein sal laat explode. En ek besef dit meer en meer. As ek kyk na die bediening, mense wat in my lewe is, wat se name ek nie ken nie, as ek kyk vir Step Up, baie van julle is op die Step Up groepe, dis mense wat ek nog nooit in my lewe gesien het nie. Maar weet jy wat, kom ek sê gou vir jou iets, as dit nie gekos het om te stap nie, kan ek julle sê waar die Step Up prayer meetings begin, kan ek julle sê? Step Up se groepe was klaar daar, dink ek. Step Up kom al 'n hele paar jaar aan dierbaar is, 'n hele paar jaar. 2019, toe ons in COVID in, 2019, toe hardop ons in COVID in. En ons het gedink, ons gaat 'n shutdown het vir 3 weke. So ons is okay, en ons is okay, en ons is okay. En op daai gaan doen ek by Amazing Grace onder Pastor Gerard en Pastor Karen Kotse. Almal weet dit. En ons het nie, nou ek het die bidtiere gedoen. En vir 3 weke het ons nog nie bidtiere, maar nou raak het al 'n maand, en draak al 'n maand en 'n half. En een dag sê die Heilige Gees my, julle sal moet bid. Ek dink dit was na 'n maand en so 2 weke. Sê maar so 5 weke. En ek gaan na Pastor Gerard toe en ek sê vir hom, ons sal moet bid, my mens, ons sal moet bid. Ons sal nie kan by die huis lê nie. Onthou ons almal bid, ons elkeen op sy eie, ek bid by my huis, jy bid by jou huis, ons almal bid by ons huis. En ek sê vir Pastor Gerard, kan die kerk, ek moes 'n WhatsApp groep, ek het gedink, en kom ons bid. En ek gaan op die kerkse groep 'n prayer meeting doen, en dan gaan ek dit stuur na die kerk toe, en dan ook so stuur ek dit sommer uit na Step Up toe. En mense, ek begin doen dit, want hier is 'n ding in my gees dat ons moet bid. En terwyl ek die WhatsApp prayer meetings begin doen, mense, die prayer meetings het gegaan, kom ek sê vir jou vandag, reg rondom die wêreld tot op vandag. Daar's mense wat ingeskakel is. Hierdie hele Suid-Afrika, noem dit, Switserland, Sweden, Amerika, my mens, Germany, Noorwe, want mense wat het gekry het dit vir hulle families aangestuur. Ek het mense gehad wat my gestuur het boodskappe uit my dierbare uit IJsland uit, wat daar werk, van ons mense. Mense in Kuwait, mense in Saudi-Arabië, mense in Dubai, oor die spektrum van die lewe. En nooit het ek gebesef dat
in daai moment dat ek gehoor het wat die Here gesê het, ons moet bid, het ek nie in my klein peanut brein kon ek dink dat dis hoe groot is wat God het beplan nie. Ek het nooit gedink dat mense in ander lande, mense wat in Afrikaans verstaan nie, mense wat my nog nooit gesien het, die mense wat ek nog nooit, mense se lewens is drasties verander. Ek sê vir jou mense, dit is oor 'n breë spektrum, maar het ek het gedink, nie in my lewe nie. Vandag het ons groepe, honderde mense. Die groepe wat ons het, is nie eens die mense wat aan luister nie. Want weet jy wat gebeur? Toe ons die prayer meetings begin uitstuur in COVID, because remember die kerke was toe. Toe ons die prayer meetings begin uitstuur, toe ek het begin, toe gaan het en het gaan. Het was 'n veldbrand. En het was 'n lewenslyn vir mense tot op vandag. Want ek doen vandag nog die WhatsApp prayer meetings. Dit is 'n lewenslyn vir mense om die evangelie te hoor. En daar's mense, ek het al gehoor, dit gons. Mense sê vir my, hulle wag vir daai prayer meeting, dan doen hulle prayer meetings daar, ek so mense is kwaad as ek dit doen nie. Maar nou het ek 'n bediening en baie keer is ons live op die radio, soos ons laas week Woensdag was, maar dan probeer ek dit doen, of ander kere sê ek, guys, kom ons gaan lewendig op die lyn. But that was the key. So when God told me to step out and do the prayer meeting, it didn't even cross my mind. The magnitude of what God was busy with. Ek het net gedink, ek sê dit vir Amazing Grace op daai oomblik, of ek sê dit vir my die 'n paar honderde mense op Step Up, maar my mens, vandag het ons 'n following vir Step Up van duisende mense, en dit was net uit 'n stap uit van obedience. Kom ek vertel vir jou vandag, my kind, my dierbare kind van die Here, kom ek sê vir jou, jy en ek sal nooit verstaan die grootte wat God jou wil inbring totdat jy gestap het nie. Hierdie ding wat ek en jy sit in hart en tak en hinker op twee gedagtes, kom ek sê dit gaan ons nêrens bring nie. Want geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ek nog nie gesien het nie, maar tog glo ek. So ek moet glo in iets wat ek nog nie gesien het nie. Wat ek wel gesien het was, hierdie ding speel af in die gees. Hoe hy daar kom, kan ek jou nie antwoord nie. Wat gebeur, kan ek jou nie antwoord nie. Hoe dit gaan gebeur, don't ask me. Al wat ek vir jou moet sê vanoggend is, Genesis 12 sê, stap, en ek weet vandag, hierdie boodskap is op tyd in lyn en nou. Jy moet dit hoor, want as goeders wat ons moet doen, mense, en ons kan dit nie doen nie, want het voel vir my arms is vasgemaak, maar ek bid vanmôre in die naam van die Here, dat jou arm sal losbreek van elke ketting, jou voete sal losbreek van elke ketting, jou gedagtes sal losbreek van elke ketting, waarvan jy jouself bevind, in die naam van Jesus, en ek pleit die bloed van die Here oor jou lewe, dat dit wat God gereed het vir jou, dat jy sal kom in hy ding in, dat ons 'n kopskuif sal gebeur, that we will have a renewing of mind, and a renewing of spirit, and a renewing of heart, dat ons sal kom in dit wat die Here vir ons gereed het. Mag die Here jou seën, mag die Here jou salf in hierdie nuwe ding in my mens, mag die Here sy soos die berge Jerusalem omvul, mag die berge jou omvul, die krag van God jou omvul, mag die teenwoordigheid van God jou omvul, dat jy kom in die plek in, wat jy sê, my God, U is 'n waarmaker van die woord, but it's gonna cost me to step out in faith. Mag die Here jou seën.